Goeiedag vriende, weer eens ou Theo hierso. Ek groet elkeen in die wondernaam van ons Here Jesus Christus. En graag wil ek vandag met u praat oor geloof en die gevolge daarvan. Ja, ons is op die 24ste vandag en op die 25ste herdenk ons die geboorte van ons Verlosser en God, die Seun van God, Jesus Christus, in wie ons, as ons in hom glo, deur hom gered kan word en nie verlore sal gaan nie. Maar nou sê jy vir my, maar wat is geloof? Vriende, geloof, volgens Hebreërs 11 vers 1, sê vir ons, geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Daarom sê Handelinge 16 vir ons, vers 30, glo in die Here Jesus Christus. Dit meen glo in God, volgens Johannes 14 vers 1. Die woord sê in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God en die woord het vlees geword en onder ons kom woon. Geloof is 'n onwaardige persoon, in 'n onwaardige persoon is nutteloos. Ons moet glo in 'n waardige persoon, naamlik in die Seun van God. Wat is die gevolg van as ons gelowige is, of gelowig is in Christus? Wel, die Bybel sê, hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe, Johannes 3 vers 36. Hy wat glo het oorgegaan uit die dode na die lewe, Johannes 5 24. Hy wat glo is uit God gebore, 1 Johannes 5 vers 1. Hy wat glo word gered, Johannes 16:30. Hy wat glo sal nie beskaamd staan nie, Romeine 8 vers 33 en 1 Petrus 2 vers 6. Hy wat glo sal nie in die duisternis wandel nie, Johannes 12:46. Ek het die skrifgedeeltes uit die Bybel gaan haal, vriende. Hy wat glo sal magtige dade doen, Johannes 14 vers 12. Jesus het gesê ons sal groter dade doen as hy gedoen het. Hy wat glo sal oorwin, 1 Johannes 5 vers 5. Hy wat glo ontvang die ewige lewe van Jesus en sal nooit weer verlore raak nie. Hy wat glo in Jesus sal in die laaste dag opgewek word. Die Here kom hom weer haal. Hy wat glo sal standvastig die Here volg, want hy weet Hebreërs 9 vers 28 sê, dat die Here kom die haal wat hom verwag. Maar wat as ons nie glo nie? Wat as ons nie glo nie? As ons so ongeërg deur die lewe gaan en nie wil glo dat Jesus die ware God en redder is nie. Wel, die Bybel sê in Johannes 8:24, as julle nie glo dat dit ek is nie, sal julle in julle sonde sterwe. Dit meen daar sal 'n oordeel kom, want Hebreërs 9 vers 27 sê dit is bestem vir die mens om eenmaal te sterwe, daarna die oordeel. Verder, as jy nie glo nie, die ongelowiges, hulle deel is die poel wat brand met vuur, Openbaring 12 vers 8. Vriende, glo jy werklik in Jesus Christus? Het jy hom al aangeneem as jou saligmaker en verlosser? Of bly jy uitstel en afstel? Waarom bring ek die boodskap so elke dag? Weet jy hoekom? Want daar is 'n letterlike hel en 'n letterlike hemel. Daar is 'n redder, wat gekom het om vir ons te sterf aan die kruis van Golgotha as die lam van God, maar eendag gaan hy kom as die leeu van Juda en hy sal die regter wees. As jy Jesus vandag aanneem, is daar nie meer veroordeling nie, want dit is wat Romeine 8:1 sê, as die veroordeling vir die wat in Christus is nie. Maar vir jou wat sê, ek glo nie in die Here nie, jy gaan ongeërg aan,
Eendag sal jy voor die Here kom en jy sal sê, maar Here, en jy sal baie verskoning sê, en hy sal vir jou sê, gaan weg van my af, jou vervloekte, ek ken jou nie. Jy weet die ongeregtigheid werk. As jy in Jesus glo, word jou naam geskryf in die boek van die lewe en jy word met God die Vader versoen en God gee jou die mag om kind van God genoem te word. Jy ontvang die Heilige Gees as inwoner en hy lei jou in die waarheid. As jy nie in Jesus glo nie, is jy in elk geval klaar verloor, want jy is gebore in sonde en in ongeregtigheid soos elke mens. Want soos die sonde het in die wêreld ingekom deur een mens, deur Adam, en deur almal getrek. Jy sal eindig in 'n letterlike hel. Nie ek dit sê nie, maar Jesus sê, die koring sal van die skaf geskei word, die skape sal van die bokke geskei word. Daar sal van die wees wat sê, Here, Here, maar ek het dit gedoen, ek het dat gedoen. Jy het die kerkbanke deurgesit, jy het jou tiendes betaal, jy is gekatgeseer, jy het baie kursusse gedoen deur die kerk, maar jy het nooit op 'n plek gekom waar jy jou lewe volkome aan Jesus oorgegee het nie, want jy het 'n 2 rye spore geloop. En nou staan jy voor die Here. En die boeke word geopen in Openbaring 20:11 tot 15 sê, as die boeke geopen word en jou naam is geskryf in die boek van die lewe, en nie sal jy gewerp word in die poel van vuur. En nou sê jy, maar Here, en die Here sê nee, uit genade word jy gered, nie deur jou werke nie, sodat jy nie kan roem nie. Efesiërs 2:8 en 9. Gaan weg van my af. Maar Here, daar's nie maar Heer dan nie. Die tyd is nou. Maak nou reg met die Here. As jy nie weet hoe nie, al wat jy moet doen is, jy moet erken jy is 'n sondaar. En dat die loon van die sonde is die dood, dit meen die tweede dood in die poel van vuur. Maar die genadegawe van God is die ewige lewe wat jy ontvang van Jesus Christus. Want die Vader sê, ek gee aan julle die ewige lewe, maar die lewe is in my Seun. Wie die Seun het die lewe, wie die Seun nie het nie die lewe nie. Of jy het vir Jesus, of jy het nie vir Jesus nie. Daar's nie 'n middelweg nie. Christene gaan nie hemel toe nie. Wedergebore Christene gaan hemel toe. Gelowiges gaan nie hemel toe nie. Wedergebore kinders van God gaan hemel toe. Dit is wat Jesus selfs vir die Fariseer Nikodemus gesê het daar in Johannes 3:3. Wat jy moet doen is, as jy glo in die Here Jesus Christus, jy glo dat hy vir jou gesterf het, jy glo dit in jou hart en jy bely dit met jou mond, sal jy gered word. Maar jy moet ook op 'n plek kom waar jy dan jou sonde bely, want ons is gebore in sonde en vol van ongeregtigheid, en die Here is getrou en regverdig. As jy jou sonde bely, sal hy jou sonde en jou ongeregtigheid wegneem. En God sal jou regverdig verklaar en aanneem as kind van God. Wat jy nodig het is om te doen, sê Here, ek glo ek is 'n verlore mens. Ek glo ek is gebore in sonde soos alle mense. Maar ek wil nie hel toe gaan nie, ek wil gered word, want ek glo Jesus het vir my gesterwe. En dan vra jy Jesus, red my. Jesus sê in Johannes 6:37, hy sal vir jou red. Die Vader sal jou regverdig verklaar en jou kindskap gee. Jy hoef nie lang gebede te bid nie. God ondersoek jou hart, hy ken jou vermoede. Jy moet nie vir Jesus aanneem omdat jy bang is vir die hel nie. Jy moet vir Jesus aanneem vir wat hy vir jou gedoen het aan die kruis. Baie mense gaan môre Kersfees vier. Maar hulle wil Kersfees vier, hulle wil die vakansiedag hê, hulle wil selfs nagmaal neem, maar hulle gee nie hulle lewe vir die Here nie. Wat help dit jou as om as 'n verlore mens nagmaal te neem? Jy neem 'n oordeel oor jou. Nee. 'n Mens nie 'n nagmaal om jy dankbaar is vir dit wat Christus vir jou gedoen het, want jy vat daai broodjie sê en so is u liggaam vir my gebreek en die sappie en so het die bloed vir my gevloei. Here, ek gee my lewe vir u en ek dank u daarvoor. En nagmaaltyd is 'n tyd van hoop, 'n tyd van herinnering bring vir wat hy vir jou gedoen het, maar ook 'n tyd van dankbaarheid. En môre gaan baie kerke nagmaal neem. Wat gaan jy doen? Ek wil jou los met daai vraag. Het jy al vir Jesus aangeneem? Is jou naam waardig geskryf in die boek van die lewe? Gaan die Here sê, kom in die plek wat ek vir jou voorberei het, want hy het gesê, ek gaan om vir julle plek te berei, en as ek klaar is, gaan ek kom om julle te kom haal, sodat julle kan weet waar ek is. Maar hy kom die al wat gered is, wie se name geskryf in die boek van die lewe, wie hom aangeneem het, vir die wat hom verwag. Mag God hierdie woord seën, jou ook seën. Mag die genade van God oor jou spoel as jy nog nie gered is, en mag die Heilige Gees jou oortuig, en jy wat geregd is. Mag God jou ook vrymoedigheid gee,
om ook die waarheid te deel soos ek aan alle mense, want dit is ons taak. Geseënde Kersfees aan elkeen van julle in Jesus naam. Amen.